Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder om elke episode kort genoeg te hou dat jy daarna kan luister terwyl jy 'n koffiebreek vat. So ons onderwerp vir vandag is toegevoegde belastingkapitaal, of dan nou die Engelse term Contributed Tax Capital. Die afkorting in Engels hiervoor is CTC en ek gaan sommer daarna verwys sien dat dit is hoe die konsep in praktyk na verwys word. Ons fokus vir vandag se gesprek is wat kan en kan 'n mens nie met CTC doen nie. Nou, ek dink voordat ons begin gesels oor wat moontlik is en wat nie moontlik is, wil ek net graag weer verduidelik wat presies is CTC. So konseptueel en as ons die wetgewing se vereistes 'n bietjie vereenvoudig, is CTC eintlik maar die balans tussen bedrae wat in die maatskappy ingevloei het vir die uitreik van aandele aan aandeelhouers en verminder met die gedeelte van hierdie bedrae wat die maatskappy teruggegee het vir die aandeelhouers. Dit is 'n belastingkonsep en dis nie noodwendig gekoppel aan maatskappywet vereistes of 'n rekenkundige saldo soos byvoorbeeld aandelekapitaal nie. Alhoewel mens kan waarskynlik jou aandelekapitaal rekening vir rekenkundige doeleindes so hanteer dat dit belyn is met wat jou CTC vir belastingdoeleindes is. Ek dink verder is dit belangrik om te noem dat CTC is 'n saldo of 'n balans wat vir elke klas aandele wat 'n maatskappy uitgereik het, bereken moet word. Nou, wanneer 'n maatskappy dan nou CTC of 'n uitkering doen aan sy aandeelhouers, so het sy 'n dividend of 'n aandele terugkoop, kan die maatskappy se direksie besluit of hierdie uitkering uit CTC befonds gaan word of nie. En hierdie besluit moet geneem word voordat die betaling gemaak word. As die bedrag wat uitgekeer word uit CTC oorgedra word, so met ander woorde die CTC balans verminder, dan is die betaling wat gemaak word 'n teruggawe van kapitaal, of soos ons dit in Engels sal noem, return of capital. As dit nie is nie, dan is die uitkering vir belastingdoeleindes 'n dividend. So ons fokus vir vandag is op teruggawes van kapitaal. Nou, as ons 'n bietjie gaan kyk na wat is die belastingeffek van 'n teruggawe van kapitaal. Die eerste belangrike ding is 'n teruggawe van kapitaal is nie 'n dividend nie. So met ander woorde, dit is nie onderworpe aan dividendbelasting wanneer die uitkering gemaak word. So 'n teruggawe van kapitaal het eerder die volgende belastingeffek. Eerstens, wanneer dit gemaak word sonder dat die aandeelhouer oor sy aandele beskik, verminder dit die basiskoste van die aandele. En as dit dan gebeur dat die teruggawe van kapitaal meer is as die basiskoste van die aandele, dan is dit 'n onmiddellike kapitaalwins vir die aandeelhouer. So dit kan byvoorbeeld gebeur wanneer daar twee aandeelhouers is, die een aandeelhouer het heelwat vroeër as die ander een vir aandele in die maatskappy ingeskryf teen 'n baie laer bedrag. So kom ons sê maar aandeelhouer 1 het vir R100 ingeskryf, aandeelhouer 2 het 'n paar jaar later vir R1 miljoen ingeskryf. Nou is die maatskappy se pool van CTC wat beskikbaar is om vir hierdie twee aandeelhouers te gee, is dan nou in die omgewing van R1 miljoen plus die R100 wat aanvanklik ingevloei het. En maar sou daai eerste aandeelhouer nou gaan uittreë of daar 'n uitkering aan hom gemaak word, kan hy sy proporsionele deel van hierdie hele pool van CTC ontvang. So dit kan gebeur dat die CTC uitkering, die return of capital, meer is as die basiskoste van die aandele ten opsigte waarvan jy dit ontvang. As 'n persoon natuurlik dan die return of capital kry in die proses van 'n transaksie waar hy oor sy aandele beskik, so byvoorbeeld 'n aandele terugkoop, dan is die CTC of die return of capital komponent word as opbrengs hanteer met die verkoop van die aandele. As ons dan nou verder gaan kyk na wat maak CTC of return of capital potensieel aantreklik vir
vir 'n aandeelhouer of nie. Nou as ons dink aan byvoorbeeld 'n individu of 'n trust, wanneer daar 'n dividend na hierdie entiteite toe vloei of hierdie persone toe vloei, het die dividendbelasting op. En sou die persoon genoeg basiskoste in sy aandele hê, is dit waarskynlik belastingvoordelig om te sê, maar ek sal eerder 'n return of capital wil hê, wat maar net die basiskoste verminder, wat eendag wanneer ek die aandele gaan verkoop 'n effek gaan hê, eerder as om nou 20% dividendbelasting te moet betaal. Dieselfde beginsel geld vir buitelandse aandeelhouers, as hulle 'n dividend ontvang, dan is daar dividendbelasting daarop, en in baie gevalle het hierdie buitelandse aandeelhouers, wanneer hulle die aandele gaan verkoop, is hierdie verkoop van die aandele nie onderworpe aan kapitaalwinsbelasting in Suid-Afrika. So hulle het eintlik 'n aansporing om te sê, maar ons sal graag hierdie uitkerings in 'n vorm wil hê wat dit nie dividendbelasting op het, en dit het eintlik geen effek op ons, omdat ons nie kapitaalwinsbelasting gaan betaal wanneer ons oor die aandele gaan beskik nie. Die teenkant is ook waar. As mens jouself in die skoene van 'n Suid-Afrikaanse maatskappy aandeelhouer gaan sit, waar daar 'n maatskappy tot maatskappy dividendbelasting vrystelling is, daai aandeelhouer sal natuurlik weer verkies om eerder die dividend te ontvang wat nie dividendbelasting op het, en ook nie sy basiskoste van sy aandele in die maatskappy te moet verminder nie. So afhangend wie die aandeelhouer is dit meer gunstig soms om 'n dividend te kry of om 'n return of capital te ontvang. So dan is die vraag nou, kan 'n maatskappy kies om vir sommige aandeelhouers dividende te gee en vir ander 'n return of capital? So die antwoord is nee, en nie meer nie. Dit was voorheen potensieel oop vir 'n interpretasie wat gesê het, dit kan toelaatbaar wees, en die wetgewing het dit nie uitdruklik verbied om te sê, maar sommige aandeelhouers kan dividende kry en ander kan 'n return of capital kry, maar in 2023 het die wetgewing verander om te sê dat wanneer 'n maatskappy CTC gaan oordra aan aandeelhouers, moet dit proporsioneel oorgedra word aan alle aandeelhouers wat deelneem in die distribusie. So as dit 'n dividend is waar die CTC uitgekeer word, dan moet dit aan alle aandeelhouers uitgekeer word wat hierdie dividend ontvang, in proporsie en dieselfde proporsionele CTC moet aan elke aandeelhouer relatief tot sy aandelehouding uitgekeer word. As dit byvoorbeeld is dat daar 'n terugkoop gedoen word, dan moet dit proporsioneel aan alle aandeelhouers wat in daai terugkoop deelneem uitgekeer word. So waar het ons dan nou los is die direksie se besluit om CTC uit te keer, so met ander woorde 'n return of capital te maak of 'n dividend te gaan uitkeer, moet in ag neem dat alle aandeelhouers moet dieselfde hanteer word, en die besluit oor wat word uitgekeer gaan waarskynlik dan nou die belange van al die verskillende aandeelhouers moet balanseer. So om af te sluit, die spasie om te kies of die vryheid om met redelike aanpasbaarheid vir sommige aandeelhouers CTC te gee en vir ander nie, bestaan nie meer nie. So alle aandeelhouers binne 'n klas wat deelneem aan 'n uitkering moet dieselfde hanteer word uit 'n CTC oogpunt. Wat ook nogal belangrik is, en wat ek hoop deurgekom het in die gesprek vandag, is dat daar is heelwat beperkings op hoeveel CTC mag 'n mens gee, hoeveel CTC is beskikbaar, hoeveel kan na 'n enkele aandeelhouer toe gaan, en die direksie behoort hiervan bewus te wees wanneer hulle besluit neem om 'n uitkering uit CTC uit te maak. Dis al vir ons episode vandag. Baie dankie dat julle geluister het, en as jy van die potgooi gehou het, gaan sluit asseblief aan op jou potgooi platform en vertel al jou vriende en kollegas van die potgooi. As daar enige belastingkwessies is wat jy graag sal wil hê dat ek in 'n volgende episode aanspreek, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is onder in die notas tot die episode, en soos altyd, niks in hierdie episode is belastingadvies of bedoel om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees. Tot volgende keer. Totsiens.